Ons is die Here dankbaar dat Elsa nog met ons is en dat die Here hulle so deurgedra het. En Fanny smile elke keer breed hoor. Ons is die Here dankbaar. Ek wil vanoggend net regtig 'n woord met u deel. En dit begin van goed wat ek wil uitbou op oor die volgende tydjie. En dit sluit aan by alles wat al gedeel is eintlik die afgelope tyd. Baie van die goeders lê 'n fondasie. En wanneer die Here openbarings gee, moet ons altyd verstaan, die Here gee openbaring, maar hy bou altyd bo op daai openbarings. En goed wat hy vir ons leer, hy bou op dit wat hy ons geleer het. En Nelia van der Berg het 'n kosbare ding gesê, sy het op sosiale media geplaas en net so 'n stukkie wat sy gesê het, sê God lovingly reinvents and transplants us. God lovingly reinvents and transplants us. He doesn't discard what is broken. He restores, reshapes, and repositions us for His greater purpose. Sometimes this process is uncomfortable, but it always leads to deeper roots and new growth. En dis wat die Here kom doen soveel keer in ons. God herskep elkeen van ons. Die Engels sê dit mooi, He transplants. Hy gooi ons nie weg nie. Dit wat gebreek is, hy gaan dit nie een kant toe stoot nie. Inteendeel, wanneer ons stikkend en gebreek is, dan trek hy ons nader. En ek wil volgens sê, al val jy, wanneer jy fouteer, ons probeer weghardloop eintlik van die Here, maar ons gaan nie van hom eintlik kan weghardloop nie, maar dis asof ons vrymoedigheid verloor, en ons probeer wegkruip, in plaas van eintlik na hom toe te gaan, want jy sien, dis by hom, van ons vrymaking kry, heelmaking kry. Hy herstel, en as ek sê herstel, hy herstel jou. Hy gaan jou oorstel, soos 'n kar wat jy herstel. Hy gaan jou retune, hy gaan jou oorstel, hy herstel jou. Hy gaan jou hervorm, hy gaan jou herskep, hy vorm jou opnuut. En dan gaan hy jou herposisioneer. Jy sien, wanneer die Here jou herposisioneer, hy posisioneer jou vir oorwinning en vir deurbraak. Hy posisioneer jou vir intimiteit met hom en verhouding met hom. Want jy sien, wanneer jy probeer wegkruip, wanneer jy weghardloop, dan begin jy jouself ook te herposisioneer. Maar jy plaas jouself in 'n posisie, jy plaas jouself in 'n plek, in 'n ruimte, wat jy nie daai intimiteit van die Here beleef nie. So hy wil jou herposisioneer vanoggend. En partykeer daai herposisionering, hierdie goed wat hy doen, wat hy in ons werk, is soveel keer ongemaklik. Die feit dat ek en jy die Here dien, beteken nie, it's gonna be a bed of roses. Beteken nie, alles gaan goed gaan. Dit beteken nie, ek gaan nie krisisse beleef nie. Dit beteken nie, ek gaan nie moeilike omstandighede leef nie. Dit beteken nie, ek gaan ergens pyn en seer beleef nie. Maar ten spyte van die ongemak, as ek aan hom vashou, vanuit as ek daai intimiteit by hom soek, daai teenwoordigheid van hom soek, dan draai hy my deur. En jy sien, ek het net een ding, hoe ek dit kan eintlik demonstreer vanoggend. Jy sien, ons dink partykeer, ons is regtig eintlik sterk. Wanneer dit goed gaan, dan dink ons is onvernietigbaar. Maar eintlik is ons baie maklik kwesbaar. En dan gebeur dinge in ons lewens en
dan breek dit ons. Ons kry seer. Julle kan hom sien, hè? En het voel so verkeerd, dis onherstelbaar, ongeneeslik. Dit voel vir jou en ek beleef, Here, there is no way out of this. Inteendeel, dit voel vir jou dat jy op 'n hoopie wil gaan sit en sê, Here, ek's klaar. Kan nie meer nie. Ek weet nie of julle as kinders sal onthou julle daai kinderrympie, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. And all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Sien, ons het nie king's horses en king's men nie. Ons het die koning van die konings. En weet wat ek vanoggend, he reinvents you. Hy hervorm jou. Jy sien, die Here vat nie net en hy probeer ietsie maak van hierdie wat stikkend is nie. Die Here kom en hy herskep jou. Hy maak jou vanoggend nuut. He recreates you. En as jy vanoggend hier sit en jy voel stikkend, jy voel vernietig, jy voel verlate, wat jy ook al beleef en wat die vyand jou ook al wil laat dink. Die Here sê vanoggend, soos Nelia gesê het, en ek wil hom daar voorlos, sy gesê het, he restores, he reshapes, he repositions. He reinvents and he transplants you. En is so mooi waar hy skrif inkom, wat hy sê, geseënd is die man en die vrou wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is, in wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees, sy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is. Eintlik beteken daai Hebreëse woord beteken ook transplant. As jy voel soos 'n boom wat in die woestyn staan, waar daar droog is, waar daar geen groei is nie, waar daar droefheid is, he transplants you, hy vat jou en hy plant jou oor. Hy herplant jou en jy word oorgeplant en hy sê he transplants you, jy word oorgeplant. En jy sal wees, want jy sal wees soos 'n boom wat by water getransplant is. En sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Want jy sien, hy herskep my en jou. He reinvents you. En wanneer hy jou begin herskep, wanneer hy jou herstel, he transplants you, hy plant jou langs water. Het hy gesê daar, jy sal wees soos 'n boom wat oorgeplant is en wat by water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en jy sal nie vrees nie, want jy sien, wanneer hy my herskep het, sy vrees dryf die liefde uit. Ag, sy liefde dryf die vrees uit. En ek sal nie meer vrees nie. Hy sê, en as daar hitte kom, ek wil eintlik sê, wanneer die hitte kom, want dit gaan warm word op plek, so wanneer die hitte kom, hy sê, sal my blad groen bly, want jy sien, hy het my en jou herskep. Hy sê, as daar 'n jaar van droogte is, gaan ek nie besorgd wees. So wanneer die moeilike tye kom, wanneer dit rof gaan, wanneer daar droogte is, gaan ek nie besorgd wees nie. Hoekom?
Hy het my herskep. Daar's 'n pad wat ek saam met hom stap. Ek's nie alleen nie. Hy's met my. En ek gaan nie ophou om vrugte te dra nie. Te midde van die moeilike tye gaan ek nog vrug dra. Te midde van die swaar kry gaan ek nog vrug dra. Want onthou dit wat ons sê het, Johannes 15, as ek ingeënt is in die wynstok. Die vrug is wat gebeur omdat ek in hom ingeënt is. Nou 'n belangrike ding. Ons het nou Paasnaweek gevier. Kyk ons na die graf vandag, dan weet ons, die graf is leeg. Hy leef, hy het opgestaan uit die dode uit. En omdat hy opgestaan het, omdat hy leef, kan ek en jy leef. En ons skrif. Efesiërs 2 vers 4 sê die volgende: maar God wat ryk is aan barmhartigheid het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was. As jy sy kind is vanoggend, toe jy dood was, lewend gemaak saam met Christus. Hy sê uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus, saam met Christus. Hy het jou geherposisioneer. He repositioned you. Ek en jy moet ons denke herposisioneer. Kolossense 3 vers 1, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, as ons in hierdie lewe saam met hom is, as ek saam met hom in hemelse plekke sit, as ek hierdie nuwe lewe in my het, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. My denke moet wees daar waar hy is. Ek moet bedink dit wat daarbo is. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Daar is soveel plekke wat die Here daaroor praat. Ek wil vir julle net lees Kolossense 2 vanaf vers 9 en ek lees dit uit die nuwe vertaling. Hy vertel dit net so 'n bietjie anderster as die ou vertaling. Hy sê, in hom, in Christus, is die volle wese van God beliggaam. Die ou vertaling sê, die volheid van die Godheid is in Christus. Hy sê, in verbondenheid met hom, in verbondenheid met Jesus, deel julle in sy volheid. Mense, ons moet hierdie goeders, ons hoor baie keer hierdie skrifte. Ons kan baie keer hierdie skrifte quoteer, maar ek wil hê jy moet gaan sit en ons moet dit gaan bepeins. Jy moet dit gaan bedink. Hy sê, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Sorry, ek het hom nou nie op die skrif gesit daar nie. Hy sê, hy is die hoof oor elke mag en elke gesag. As hy die hoof is oor elke mag en elke gesag, in my verbondenheid met hom, deel ek in sy volheid. Het ek en jy mag en gesag? Ja. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny. Nie by die besnydenis wat deur die mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Hy sê, en dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek,
omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dode opgewek het. Hy het opgestaan uit die dode uit. En omdat ons, deur die doop, wanneer jy gedoop is in die water, wanneer jy uitkom uit die water, dan sit die soort, dit is 'n vergelyking van, maar ons het ook, soos Christus uit die dood uit opgestaan het, is ons ook in 'n nuwe lewe ingeroep. 'n Opstandingslewe. En omdat Christus uit die dood uit opgestaan, leef ek en jy 'n opstandingslewe. Die lewe wat Christus vir my en jou beplan het. En net rondom dit, ek gaan nie daaroor praat nie, maar net noem. As jy nog nie gedoop is nie, doen dit. Dis nie 'n kerktradisie nie, dis 'n opdrag wat die Here gegee het. Hy het gesê, bekeer julle en laat julle doop. Hy het gesê in Matteus 28, sy mandaat aan die kerk, sy opdrag aan die kerk was, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Voordat jy gedoop word, wat moet jy wees? 'n Disipel. Dis hoekom ons nie babas doop nie. Is 'n baba is nog nie 'n disipel nie. Kry die orde reg wat die Here gesê het. En hou op stry. Weet wat, ons stry onder kerke en onder verskillende denominasies en goeders oor die. Gaan terug na die woord toe. Hy sê man, ons verbondenheid met hom. Nou wat moet gebeur? Weet wat, ons sit so baie tegnologie. Ons ken ons tegnologie goed. Almal het so 'n beheerboksie. Die vraag is net, is jy in beheer van die boksie of is die boksie al in beheer van jou? Maar ja, los daai ene. Maar ons weet, hoeveel van julle het al daai boodskapie gekry? Software update. Hoeveel keer is daar nie? Daar's altyd voortdurend nuwe sagte ware wat kom en dit kom op jou rekenaar, dit kom op jou selfoon, kom al jou tegnologie. Daar's nuwe sagte ware. Ek sal nooit vergeet. Ek het 'n foon vir my, een selfoon, wag, Daniel, hom nog wys nie, hou hom net so 'n bietjie vas. Ek het nou lank terug 'n selfoon gehad. Jare terug. Ek is nou nog nie tegnologies. Ek dink ek is nog bietjie redelik tegnologies gestremd. En ek het seker vir 2 jaar langer, amper 3 jaar my selfoon gehad. En my oudste sê, Rian, vat eendag my selfoon en hy sê, pa, het jy al 'n software update gedoen op die ding? Ek sê, weet nie eens wat is 'n software update nie. My foon werk. Hy sê, nee man, pa moet 'n software update doen. En voordat ek druk en hy doen 'n software update op my foon. Hy gee my foon terug. Toe sê ek vir hom, waar is my foon? Hierdie is nie my foon nie. Omdat ek so lank to change, daar het soveel veranderings op my foon plaasgevind. Dis 'n ander foon. Ek het dan nie goed daai ene. Jy sien, ons ken hierdie ene. Dan sê hy, doen 'n firmware update. Dan laai hy selfoon jou rekenaar, dan spin hy so. Dan laai hy goeders af. En hy laai, en dit hardloop, en hy werk in jou, op jou foon, en hy werk op daai ding. En dan op 'n stadium dan sê hy, reboot, now or later. Restart. Die ou mense het nie verstaan wat's reboot nie, want hulle het gedink ek moet weer my skoene aantrek. Toe change hulle dit, dink ek, vir die ou mense se onthalwe, nou sê die ding restart. En dan kom dit reboot now, restart now, or restart later. Ek glo ons is in 'n tyd wat die Here my en jou wil reset. Hy wil my en jou reboot. Leef ons nou in die eindtye? Ek weet nie. Maar as ons kyk na die wêreld,
gisterdag, dis wit warm in hierdie wêreld op hierdie oomblik. Lyk my as jy 'n land is, dan is jy uit die mode uit as jy nie oorlog verklaar teen iemand of met iemand beklei nie. Because al wat 'n land is beklei mekaar. Nou is dit India en Pakistan wat aan mekaar. Nou is almal aan mekaar. Of dit nou eindtyd is of nie, die belangrikste is, Here, wat is u plan met my? Hoeveel sagte ware het die Here nie in my en jou lewens kom aflaai in die laaste maande, jaar, 2 jaar? Hoeveel nuwe openbarings het die Here nie kom aflaai in my en jou? Hoeveel nuwe inligting het die Here nie in my en jou kom deponeer en afgelaai? Maar jy sien, as hy het afgelaai, daar's iets wat moet gebeur. En dis wat ek en jy die volgende en dankie Dani. Ons moet restart. En hoeveel keer sê ek en jy, I will reboot later. Hoeveel keer het ek en jy nie dieselfde gedoen met inligting wat die Here by my en jou afgelaai het? Hoeveel keer het dit nie al gebeur dat die Here met my, met jou gepraat het en gesê het, dis wat jy moet doen? Dan sê ons, ja Here, later. Dat die Here sê, maar hoorie, jy moet vergewe en vryspreek. Ja, ek weet Here, later. Jy moet dit gaan doen. Ja Here, ek hoor Here, later. Ek en jy moet reset, en weet wat, daar's baie keer, ons kan baie oor hierdie goed praat, maar baie keer is daar omstandighede wat die Here toelaat in jou lewe, en daai omstandighede is wat jou juis gaan reboot en laat restart. Maar ek glo die Here wil 'n reset doen by jou en my. Hoekom? Want daar's 'n opstandingslewe wat ek en jy moet instap in. En langs die pad het ons van koers af geraak. Dieselfde as wat gebeur met die goed. Daar's virusse wat inkom. Daar's sagte ware wat nie meer reg werk nie. Daar's verkeerde goeders in die sagte ware. Daar's apps en goeders wat nie daarop moet wees nie. En hoeveel apps het ek en jy al afgelaai wat nie daar moet wees nie? Wat virusse in het, wat probleme vir ons veroorsaak. En die Here sê, hy doen 'n software update. En daai software update, daar's goed wat hy wil verwyder uit jou lewe uit. En daar's goed wat hy wil in jou lewe indeponeer en aktiveer. Want jy sien, die reboot, die restart, is wat dit aktiveer. Mense, ons het hierdie teksvers al soveel keer al oor bedien, gepraat, gekwoteer. Romeine 12 vers 2. 'n Reboot beteken, daar gaan nie 'n transformeerde lewe kom voordat daar nie 'n vernuwing in jou denke kom nie. En ons het al baie, en ek het nou so 'n paar verskillende vertalings wat ek met jou net wil deel. Die eerste ene, jou vertaling, wat sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Jy sien, daar's soveel keer wat ons besig is om apps in ons binnekant af te laai, wat ons gelykvormig maak met die wêreld. Wanneer ons krisis het en probleme het, dan probeer ons die app download. Ons hardloop soveel keer na die wêreld toe en probeer op wêreldse wyse en maniere dinge doen om probleme uit te sorteer. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Jy moet gaan sit, ek moet gaan sit en ons moet kyk, hoe het ek my lewenswyse, my leefstyl aangepas en hoe begin dit te lyk
soos wat die wêreld se leefstyl is? Is my gedragspatrone, my denkpatrone, want onthou, my denkpatrone gaan my gedragspatrone bepaal. So as jy wil weet wat jy bedink, kyk wat jy leef. En as my gedragspatrone, my denkpatrone, lyk dit soos die wêreld. Julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is in sy oë. Volgende ene. The Amplified sê, do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Here, wat is dit wat U wil hê? Hoe moet dit lyk in my lewe? Hoe lyk U wil? Hoe lyk U opstandingslewe vir my, wat Laurens is? Volgende ene. Ek het hom 2 keer opgesit, sorry. Dink ek wou aan die ene daar opgesit het en toe het ek hom nog verkeerd gedruk. Daar's 'n ander vertaling en dis eintlik 'n parafrase. Hy sê, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. En wat van die apps wat ons ingelaat, wat van die goed wat in ons lewens en ons denkwyse wat ons toegelaat het, wat ons net laat inpas in die samelewing. Weet, almal doen dit. Nee, almal doen dit nie. Hou op, almal doen dit, gebruik as 'n verskoning. Mense, dit kom neer op ons leefwyse as dit kom by ons verhoudings. Ag, weet wat, om so 'n poppie of 'n ouetjie soos ek skelmpie op die sideline te hê, dis okay. Almal doen dit. Nee, almal doen dit nie. Wat is sy wil? Wat is dit wat die Here vir jou en vir my sê? Dit wat hy gesê het. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Hierdie hele ook goeters wat beweeg. Ons het al baie keer gepraat daaroor. Ek identifiseer as wat? En daar kom so 'n verwarring by mense dat hulle hele identiteit verloor het. En weet wat sê hartseer as ek sien hoeveel kerke, hoeveel kerkleiers, wel ek wil nie noem hulle kerkleiers, maar ek noem hulle nie godsmanne en vroue nie. Hoeveel mense wat sogenaamde kinders, wel Christene is, noem dit so Christene is, wat totaal die pad byster gelaak het, dat inpas in hierdie wêreld in. Was nie deel van die boodskap, maar ek gaan dit doen. Ek dink dit was Bill Johnson, of ek kan nie onthou, iemand wat gesê het, weet wat doen die vyand? Hy vat dit wat God perfek en mooi geskape het, en hy verdraai dit. Hy het die huwelik geskep. God het die huwelik geskep. Dit was sy plan van die begin af. En deel van die huwelik was die intimiteit, was die seksuele verhouding. So wat die vyand doen is, hy vat wat God geskep het, wat God gemaak het, wat hy rein gemaak het, wat sy plan en sy wil was, en hy verdraai dit. So as dit kom by die intieme van die huwelik, dan vat hy dit, en hy verdraai dit, en hy kom plak dit hier onderaan. Is ek dit wat God geskaap het?
Is ek besig om te leef binne dit wat sy wil vir my is? Of het ek toegelaat dat daar gedagtes, gedagtepatrone wat in die wêreld teenwoordig is, ek het toegelaat dat dit deel van my lewe word. Dis soos 'n virus wat ingekom het, want dit het my buite God se plan en wil vir my gevat. En dit beroof my dat ek werklik 'n opstandingslewe kan leef. Maar jy sien, hy vat dit, en hy vat byvoorbeeld die seksuele, en hy die seksuele begin pervers maak. En ons beweeg buite God se raamwerk met die intimiteit. Byna was net ingrol. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Hy wil dit in jou invorm. Dat ek en jy kan wees soos 'n boom wat getransplant is, wat by die waterstrome leef, wat sy wortels uitskiet. Ek wil weer sê, daar's geen transformasie in jou lewe sonder 'n vernuwing van jou denke nie. En hoorie, dis nie net 'n change of mind, dis wat volg na die wedergeboorte. Nadat ek my hart vir hom gegee het, nadat ek die pad met die Here stap, vir jou om daai volheid te beleef wat die Here wil hê in jou lewe, jou denke moet vernuwe sodat daar transformasie in jou lewe kan kom. En daar gebeur nie 'n transformasie in jou lewe sonder 'n vernuwing van jou denke nie. Maar die uitdaging is, ons kultuur wat ons in leef het gewoond geraak daaraan, dat ons onderrig, dat ons teach, dat ons na teachings luister. Ons groei in kennis, maar sonder toepassing. Ons groei in kennis, sonder om dit te doen. Ware kennis in die Hebreëse konteks en die Hebreëse kultuur was, ek het die kennis gekry en ek het dit toegepas en ek doen dit. Dan het jy kennis. Ons verwar kennis met inligting. Ons het baie inligting. Ek het inligting oor die woord. Ek het inligting oor wat die Here sê. Ek kan Bybelversies quoteer. Ons het 'n kultuur wat gewoond daar is om hierdie verhewe, hierdie groot ideale te hê. En hierdie groot ideale te omhels sonder enige verandering in ons lewens werklik. Ons het baie drome, ons het baie planne, ons het baie idees, maar ons implementeer nie. Ons doen nie. En as jy wil skrif hê, en ek is amper klaar, Lukas 6 vers 46 wat hy sê, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Weer sê, hy is daar, so dankie Dani. Wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Hy sê, elkeen wat na my toe kom, en na my woorde luister, ek sal julle wys soos wie hy is. Iemand het gesê, en doen. Ons luister. Ons hoor die teachings. Ons luister, ons hoor die boodskap. Ons lees die boodskap. Ek wil die luister insluit by ons lees die goeters. Hy sê, maar die woord luister en dit doen. Ek sal julle wys soos wie hy is.
Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan in die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom, hy het nie gesê as die vloedwater kom nie, hy het gesê en toe die vloedwater kom. So dis nie of dit kom nie, dis wanneer dit kom. Hy sê en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. So hy vergelyk jou met iemand wat sy huis op die rots gebou het. Hy sê maar, wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik geval, en die ineenstorting van daardie huis was groot. So wanneer daar druk kom, wanneer daar moeilike tye kom, jy kan dit nie handle nie. Hy het dadelik geval. Mense, ons vou, die vyand klap ons net so onderste bo. Ons is nie net die vyand nie. Ek en jy het nie weerstand nie, want ons denke, ons sit met apps wat verkeerd is. Weet wat doen die vyand? Hy sluip in soos my klein seun nou hier in, sluip met sy karretjie. So onbewustelik. En dan stuur die Here die antivirus. En ons wil nie restart druk nie. Dis die uitdaging wat ons het. Ons moet hoor en doen. Hy sê die vernuwing van jou denke is nie net om die Bybelversies te ken nie. Die vernuwing van jou denke is nie net om versies te quoteer. Die vernuwing van jou denke is nie om net met mekaar te praat. Jy sien, ons kom baie by mekaar en ons praat oor hierdie dinge. Ons praat wat die Here wil is. Ons praat oor wat die Here sê. Ons praat oor skrif wat ons ontdek het. Ons het inligting. Wanneer ons by mekaar kom, moet ons mekaar begin uitdaag om te sê, hy tuis. As hy 'n openbaring deel of skrif, hoe lyk dit? Hoe doen jy dit om dit in jou lewe toe te pas? Dan moet Okkie sit. En ek deel 'n skrif met Okkie, dat Okkie vir my sal sê, help my, vertel my, hoe kry jy dit reg om? Hoe pas jy dit toe? Die hartseer is, omdat ons so baie met mekaar praat daaroor, dink ons doen dit. Wat inteendeel, ons het net gepraat daaroor. Nee, ons moet mekaar uitdaag, mekaar help. Daar's 'n nuwe groot slagspreuk wat hulle werk op die myn, waar ek die opleiding gee daarby in Exaro by Grote Geluk. I'm my brother's keeper. I'm my brother's keeper beteken, ek gaan jou help om te bereik wat jy moet bereik. Ek gaan jou help dat jou gedrag verander. Hoe gaan ek en jy ons gedrag verander? Hoekom wil ek dit verander? Sodat ek sy wil kan beleef. En ons gaan weer bietjie daaroor praat, en ek sluit af met hierdie. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ek dink nie, dis noodwendig 'n gebrek aan kennis wat ons vandag het nie. Ek dink dis meer 'n gebrek van toepassing van die kennis. Jy sien, Hosea 4 sê, omdat jy die kennis verwerp het. Die feit as ek dit nie toepas nie, het ek dit nie in 'n mate verwerp nie. Ek rebelleer. Maar hierdie mense doen dit nie. So. Nee, die feit dat ek die kennis het en ek pas dit nie toe nie, is 'n vorm van ek verwerp dan eintlik daai kennis. Hoekom het die Here dit vir jou gesê? Net om iets nice te sê vir jou? Come on. Die Here het vir jou iets gesê met 'n doel. Die sagte ware, download, die nuwe software wat inkom, is met 'n doel. Die openbarings wat die Here vir jou gee, die geestelike sagte ware wat hy besig is om af te laai in jou lewe, is met 'n doel. Wanneer gaan ek en jy restart druk?
Wanneer gaan ons reboot? Wanneer gaan ons gedagtes waarlik begin vernuwe en gedragverandering begin toon? Jy gaan nie in die volheid van 'n opstandingslewe instap as jy nie reboot druk nie. En die vyand lieg vir ons. Ons leef in hierdie valse vrede. Want ek quoteer die teksversies. But I'm not implementing. Ek het nie gereboot nie. En ek wil jou uitdaag vanoggend. Hy sê hier, hy wil jou reboot. Want as jy nie reboot nie, as jy nie jou denke vernuwe nie, gaan jou lewe aanhou so lyk. Gaan dit aanhou so wees. Jy sien, as hy het my herskep, het my hervorm. Ek dink dis genoeg. Uitdaging van hierdie week is om te gaan sê, Here, wat het die Here in hierdie tyd met jou gepraat? Wat sê hy vir jou? What is his will? The good thing. Sy plan vir jou. Wat het hy met jou gepraat? Wat moet jy reboot? Wat moet jy verander sodat daar transformasie kan kom? Sodat ons kan beleef dit wat hy vir ons het. En gaan kyk na die dinge wat jy verander het, wat die vrug daarvan alreeds was. En selfs in die moeilikste tye, Here, wat is die vrug wat U wil hê ek moet openbaar? Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wat moet ek en jy download, wat die Here uit die hemelse gegee het, sodat ek kan transformeer, om soos die hemele te leef. Vader, dankie, as vanoggend so saam kan wees. Vader, en ek bid vanoggend, vergewe ons, waar U al gepraat het, maar ons het gehoor, maar ons het nie gedoen nie. Here, waar U herhaaldelik met ons dinge sê, en Here, ons kom nie op die plek wat ons implementeer nie, en ek bid vanoggend, Here, vergewe ons. Maar Here, ek dank U vir U geduld met ons. Dankie, Here, dat U verdraagsaam is. Maar ek bid vanoggend, Here, dat U deur die Gees vir ons die krag sal gee om te transformeer. Help ons om ons denke te vernuwe. Leer ons, wys ons hoe. Here, dat ons mekaar sal help om te verander en te vernuwe. En dankie, Here, dat U vanoggend kom waar ons misgevat het, waar ons gefouteer het, waar ons misluk het, where we failed. Here, waar ons vanoggend seer het, waar ons stikkend is, waar ons gebroke is. Here, U stoot die gebrokenis nie weg nie. U stoot die verlorenes nie weg nie. U het gekom om te red, om te vry te maak, om te genees, om heel te maak. En ek bid vanoggend, Here, dat U elkeen wat vanoggend gebroke is, dat U hulle vat en vanoggend kom heel maak. Waar ons teruggeval het, waar ons geval het, Here, dankie dat U vir ons uit genade die krag gee om te verander. Dankie dat die genade ons leer en toerus om 'n godsvrugtige lewe te leef. Dankie dat U met ons ontmoet. En in hierdie week wat voorlê, dat U ons in die nag sal wakker maak. Here, dat U engele opdrag sal gee aangaande ons, dat die engele ons sal kom dien en bedien en ons sal help. Here, dat U Gees, dat U met ons sal praat. Maak ons wakker in die nag. Kom praat met ons.
Gee ons wysheid. Here, U sê as ons wysheid tekort kom, ons moet vra. Ons vra vir wysheid. Here, help ons om hierdie dinge reg te kry. Want U het gesê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Here, ek wil 'n opstandingslewe uitspreek oor elkeen wat vanoggend hier sit. Ek roep dit uit oor elkeen van ons in Jesus naam. Dat ons sal leef in die volheid van dit wat U vir ons bestem het. En ek bid dit in Jesus naam. Help ons dat waar ons beweeg, ons 'n demonstrasie sal wees van die hemel, van dit wat in die hemele is. 'n Demonstrasie sal wees van 'n koninkrykslewe. En ek bid dit in Jesus naam. En ek dank U. Amen.